Ek het vir Ian gesê, ek sal kyk hoe lyk julle, of ons 'n tweede lied sing, maar ek sien ons gaan dit nie maak nie. So, ons is nou moeg gesing aan hierdie liedjie, so dit was lekker gewees, en mag ons die Here ook sommer net eer daardeur. Ek wil graag sommer een vers lees, en dan die preek daaraan hak. So ek wil hê, luister net hierna, in Psalm 16, vers 5 staan. Die graad eentjies, waaruit lees ons? Psalm 16, mooi, mooi. Psalm 16 vers 5, sê, U is my lewe, Here, U is my lewe, U sorg vir my. U is my lewe, U sorg vir my. Jesus maak gebruik van klomp verskillende metafore. Jene, nou wil hierdie ding nie werk, hy het seker die aan nie, net Karen, maar is aan, myne is aan, goed, verskillende goeders, hy gebruik diere, hy gebruik geld, hy gebruik huise wat gebou word, om die evangelie te vertel. So hy sê mos ook, die Satan loop rond soos 'n brullende leeu. Nee, onthou julle daai stuk in die Bybel? Goed, en dan sê hy mos ook, dat ons offers vir hom moet bring, en hy praat van die weduwee en die muntstuk, ensovoorts, en die wyse man bou sy huis op die wat? Die sand, die rots, nee, wyse man bou sy huis op die rots, en dan die vloed kom, en die huis staan vas, want die huis is op die rots. Ek wil vandag probeer kyk of ek 'n kook kan gebruik om die evangelie op 'n manier te vertel dat ons dit verstaan. So heel eers wil ek vir julle sê, as 'n mens 'n kook vat, sê dit klomp verskillende goeders, en elkeen in ons gedagte het een of ander assosiasie met kook, wat net kosbaar is, en wat ons altyd herinner en altyd bly maak. So die heel eerste ding wat ek wil sê, kook is universeel en lekker. Hy is lekker, kook is net lekker. En hulle maak mos nou kook in verskillende, dat die ou wat nie wil bietjie suiker by hê nie, het nie suiker in nie, en die ou wat van suiker hou, en dan sê hy mos net gewoon, dis die gewone soort kook daai. Goed, so, hulle het blikkies, die kleure is dieselfde, en die inhoud is reg deur die wêreld presies dieselfde. Dit is so belangrik om dit te weet, dat dit dwars deur die wêreld presies dieselfde is. So jy kan in watter land sit, en jy drink 'n Coke, en dit proe soos by ons huis. En dan is dit vir my altyd so oulik, in die oorseese lande kry jy mos Coke in die glas botteltjie,
En ek wil nou nie vra nie, jy kry dit seker nog steeds hierso. Dalk is dit maar net 'n risiko, 'n veiligheidsrisiko, daarom gebruik hulle dit nie so nie. Maar die inhoud bly dieselfde. En die inhoud van die evangelie bly dieselfde, maak nie saak wat jou verpakking is nie. Maak nie saak wie jy is nie. Of jy Jood is, of jy Griek is, of jy slaaf is, of jy vry is, man of vrou, Christus is in almal en dis dieselfde. Daai boodskap van verlossing is vir almal presies dieselfde. Die inhoud bly dieselfde. So die kleintjies sing, my God is so groot. Die groot mense sing, wat? 'n lied. Gesang op Psalm 5. Grote God aan U die eer. Nee, dis wat ons nou sing. So waarmee ons gemaklik is. Die kindertjies sing iets anders. Maak nie saak nie, dit bly presies dieselfde boodskap. Tweede ding van Coke wat so wonderlik is, ek weet nie die blikkies, ek dink waarvan hulle die materiaal waarvan hulle dit maak verskil mos nou. En oor tyd voel dit vir my, dis al swakker materiaal of al ligter. Dat is 'n Coke leeg is, wat jy sommer jou een hand, jou linkerhand wat die swakste is en jy druk daai hele blikkie in mekaar, plat. Maar as die blikkie vol is, dan kry jy hom nie plat gedruk nie. En so werk dit in die lewe. Die sonder Jesus word plat gedruk. Jy kan hulle plat druk. Maar die lewe kry nie dies met Jesus binne in die vol blikkie. Kry hom nie plat gedruk nie. Jy kry hom nie plat gedruk nie, behalwe as hy leeg is. Romeine 15 vers 13 wat sê, mag God die bron van hoop julle deur die geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Ons word al sterker deur Jesus Christus en die Heilige Gees. Die kleure van die Coke is eintlik mos ook maar net wonderlik. Die rooi en die wit. En as ons die teksvers vat wat eintlik daarmee saamgaan is, al was jy skarlakenrooi, al was jy vol sonde, die bloed van Jesus Christus was jou en jy sal wit wees soos sneeu. Rooi, wit. Hoe lyk ons vandag? Ons is gewas in die bloed van die lam, so ons is skoon. 'n Mens sou 'n eenvoudige belydenis ook kon maak van Coke, net die letter C-O-K-E. Christus ons koning ewig. Hy's ewig ons koning, hy's altyd ons koning. As jy dit ooit vergeet, dink net weer, wat is dit wat ons bely? Christus is ons koning vir altyd. Waarborg. Daar's my so wonderlike iets, ek weet nie of julle dit al gesien het nie, daar's 'n SABS merk agter op die Coke blikkie of bottel of wat ook al jy het. En dis die waarborg om te sê, in Suid-Afrika is Coke. Jy drink nie vuil water of iets anders nie, dit is Coke. So daar sit 'n stempel op om te sê, ek waarborg julle dat die inhoud hiervan is Coke en dit is niks anders nie. Dis nie gemeng of gespike of gewie of gewaai nie. Dit is suiwer Coke. Jy kan dit met die grootste vrede en vreugde drink. Die evangelie waarborg ons ook sekere goed. Ek sal hulle wat na my toe kom nooit verwerp nie. Nooit verwerp nie. Jesus sê almal wat na hom toe kom, ek gooi hulle nie weg nie. Ek vat hulle, ek hou vas hulle, ek seën hulle. En hy sê, niemand kan jou uit my hand uitruk nie. Is dit die mooiste belofte nie? Is dit die mooiste waarborg wat daar is nie? Inhoud. Jy al gesien as jy 'n Coke blikkie oopmaak, botteltjie oopmaak, wat kom daar uit? Suurlemoensap. Nee, Coke. Coke. Elke een, jy kan almal begin vandag
en begin toets dit, of daar iets anders in Coke blikkies, botteltjies is. Dit is Coke wat daar uitkom. Wat kom uit jou en my? Wat is wat uit ons harte uitkom? Die Bybel sê, wat die hart van vol is, wat binne in die hart is, dit gaan uitkom. Daar sal niks anders uitkom as wat binne in jou hart is nie. Wat is in jou hart? Is dit die evangelie, Christus ons koning ewig? Of wat is binne in jou hart? Die grootte kan verskil. Jy kry mens nou maar blikkies en bietjie groter blikkies en bietjie langer blikkies en dan kry jy botteltjies, ook 'n hele klomp soorte. Maar wat belangrik is die inhoud wat daarin is. En dan sê eintlik hierdie verskillende botteltjies, ons het almal Coke, maak nie saak of ons klein of groot is nie. Of ons klein of groot binne in die kerk is, maak nie saak nie. Ons het 'n boodskap wat ons bring, ons het 'n boodskap wat ons vertel. En die inhoud van hierdie boodskap is dat God die wêreld so lief gehad het en hy het sy seun gegee en elkeen wat in sy seun glo sal nooit verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê en sal tot in alle ewigheid lewe. Is dit nie wonderlik nie? En dan sê Paulus vir Timoteus, hy sê niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie. Niemand mag omdat jy klein is. Omdat jy die klein koukbotteltjie is, wat net so 'n halwe glasietjie vat, want daar moet ys by kom, en nog ietsie andertjies ook, en so aan. Nee, so, hy sê, moenie dat iemand op jou neersien, omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges, 'n voorbeeld in woord, liefde, geloof en reinheid. En nou kom ons by daai wonderlike logo, wat 'n slagspreuk mos nou is. Jy kan nie hierdie gevoel klop nie. Jy kan nie hierdie gevoel klop nie, dit is net so lekker, as dit so warm is, niks kom by dit nie. Dit is so lekker. Dit is ongelooflik lekker. Party mense hou seker nou nie van die Coke nie, so dan gaan jy nou nie weet waarvan ek praat nie, maar gaan toets dit. Ek beloof vir jou, dit is eintlik baie, baie lekker. Goed, en Filippense sê, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, daai vreugde, blydskap, niemand kan dit verstaan nie, want dis wat die Heilige Gees doen. Dis binne in God se kinders. Daai gevoel, niks klop daai gevoel nie. Want wanneer ons Jesus Christus aanneem, voel dit asof ons hele lewe oopbars van blydskap, van vreugde, sommer net van joy. Jy kan nie dit klop nie. Dit is net baie, baie lekker. Goed, en voorlaaste een wat sê, niks les 'n dors, soos yskoue Coke op 'n vuurwarm dag. Ons ken mos 'n huisie vir jou warm, né? Ons ken warm, ons weet warm, die res van die land kan nie saamgesels nie, maar ons weet hoe's warm, en ons weet hoe's dors. En dan sê die woord eintlik, hy sê, wie van die water drink wat ek hom gee, wie van die vloeistof wat God ons gee, drink, sal nooit weer dors kry nie. Sal nooit weer dors kry nie. Hier is die laaste ene, wat ek 'n bietjie gesoek het. Ek het eintlik iets afgeneem ook, en het ek hom klein gemaak, en nou kan die mense dit nie sien nie. Ek het hom klein gemaak, dat julle nie sien, ek weet, ek kry dit eintlik nie. Hulle sê, as jy op die Coke-houer kyk, dan is daar 'n asblik opgeteken, of aangebring. Ek kry nou nie die asblik nie, maar daar waar ek gekyk het staan, 'n baie mooi iets wat sê, recycle me, see you on the other side. Nou weet ek nie, is dit in die hemel of waar is dit nou nie, ek weet ek dink die Coke-blikke gaan so intoe nie, maar nietemin bedoelende, hy gaan herwin word, en hy gaan verwerk word, en hy kom dalk weer in die queue verby. So hy sien hom op die ander kant, wanneer hy weer vol is, ensovoorts. Maar, dat jy dit moet weggooi,
word aangemoedig om gooi die leë blikkie weg. Dis my so mooi, lees daai vers. Wat sê ook? God sê, ek sal genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. In die dieptes van die see gooi hy dit, hy dink nie meer daaraan nie, want dink jy aan al die koukblikke wat jy al weggegooi het? Nee, dis weggegooi. En wanneer ons sondes deur Jesus Christus vergewe is, God dink nie eers meer daaraan nie. Is dit nie wonderlik nie? Gooi jou sondes in die vullisblik. Want God sê, as jy jou sondes bely, hy is getrou, regverdig en hy vergewe jou oortredings. Goed. Coca-Cola. Ek soek mos altyd Coke en dan kry ek dit nie, ek kry net Coca-Cola. En hier is nou 'n wonderlike sinnetjie vir Coca-Cola. Come on children, accept Christ our Lord. Amen. Aanvaar hom. Aanvaar die seun van God, wat uit liefde vir 'n wêreld gegee is, sodat niemand verlore mag gaan nie. Daar's ongelukkig geen specials wat ek kon beding nie. Maar gaan koop vir julle 'n Coke en geniet hom. Daar's niks wat by daardie smaak kom nie. Daar's niks so soet soos die evangelie woord van God wat ons indrink in ons lewens in en wat die inhoud van ons hart volmaak met dankbaarheid, met blydskap, met vreugde. Kom ons maak ons oë toe, dan vra ons dat die Here vir ons seën vanoggend. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend kan sê, kan hoor, Here, waarvan die hart vol is, dit kom, daai inhoud kom uit op een of ander manier. Dankie dat ons dit kan bely, dankie dat U sê, U dink nie meer daaraan nie. Dankie dat U sê, groot of klein, maak nie saak nie, niemand moet neersien op mekaar nie. U sê, niks in hierdie lewe proe beter as verlossing in Jesus Christus nie. Dankie dat ons kan sê, ons wil U opnuut in ons lewe toelaat. Ons wil vra, kom in ons lewe in. Ons wil vra, kom sit op die troon van ons hart. Ons wil vra, vergewe ons vir alles wat ons verkeerd doen. Dankie dat U woord beloof, as ons ons sondes bely, U is getrou en regverdig, en U dink nie meer daaraan nie. En dankie dat ons kan vra, Heilige Gees, kom vul ons lewens, dat die inhoud van ons lewe U sal verheerlik en sal proe oor die hele wêreld, soos die evangelie boodskap wat in die woord van God te vind is. In Jesus se naam, amen.